julle, baie welkom by hierdie week se klein groep materiaal. Ek hoop julle het 'n goeie week gehad en ek hoop julle het al lekker ingecheck by mekaar, dalk al 'n bietjie van daai dieper kaarte wat julle nou die aand by die klein groep celebration gekry het, bietjie met mekaar gedeel en lekker daaroor gechat. Rudolf het verlede week met ons gepraat oor egtheid en kwesbaarheid en vulnerability en vandag gaan ons bietjie voortbou daarop. Maar ons moet met mekaar eerlik wees. Dit kom nie altyd so maklik nie. Dis soms vir ons maar 'n bietjie moeilik om bietjie dit wat hier diep binne in ons hart aan die gang is met mekaar te deel. Maar ons moet onthou, dit is crucial vir ons eie persoonlike groei, maar ook vir ons groei as 'n groep saam. Nou soos ek sê, vanaand gaan ons bietjie voortbou op en vanaand gaan ons spesifiek kyk na mutuality of wederwysige ondersteuning of hoe kan ons 'n mekaar gemeenskap wees? Maar om die aand sommer of die dag sommer net weg te spring, kom ons chat 'n bietjie oor hierdie vraag. As ons kyk na eet, dan speel dit 'n sentrale rol in ons lewens. Maar baie van ons hou daarvan om mense te onthaal by ons huis en ander van ons verkies weer om by 'n restaurant by mekaar te kom. Watter een verkies jy? Onthaal by die huis of 'n restaurant en hoekom sê jy so? Gesels met mekaar daaroor. Daar's 'n groot verskil tussen om by 'n restaurant by mekaar te kom en om by die huis mense te onthaal. Die groot verskil is, by 'n restaurant word ons gedien. Jy verwag 'n diens wat aan jou gelewer gaan word en indien iets nie volgens jou standaard is nie, dan is ons nie baie gelukkig nie, dan steek ons vinnig ons hande in die lug en ons sê, waiter, roep asseblief vir ons die manager. Waar by die huis is ons weer oor die almal help om die tafel te dek, almal help om kos gaar te maak en dis 'n baie meer communal ervaring as by 'n restaurant. Maar baie keer hanteer ons kerk en selfs ons klein groepe as 'n restaurantervaring eerder as 'n familie of 'n klomp vriende wat saam by die huis by mekaar kom. Ons sien ons kerk of ons klein groep ervaring ook bietjie as 'n diensverskaffer, waar ons kom om iets te kom ontvang, waar ons kom om gedien te word, in plaas daarvan om uit te gaan en te sê, hoorie, maar ek is hier om saam by te dra tot almal se geestelike groei en almal se opbou wat ons daar ervaar. Sien, as ons by die huis braai of as ons by die huis kuier en ons dek die tafel, dan doen ons dit almal saam. Daar's iemand wat kook, iemand wat gewoonlik die gawe het van kook, ander mense dek, ander mense pak weg en ander mense sorteer die skottelgoed uit, maar so dra ons by dat ons almal saam lekker kuier. En vir ons as groepe, vir ons as communities, het ons mekaar se wederwysige ondersteuning, het ons mekaar se gawes nodig om community op die gesondste en lekkerste manier te beleef, soos die Here dit vir ons bedoel het. So as ons nie met hierdie mindset inkom en sê, hoorie, maar ons is regtig hier om mekaar uit te bou en mekaar op te bou nie, dan gebeur hierdie community nie op sy beste manier soos dit kan gebeur nie. Maar dit bring my by die tweede vraag. Op watter maniere dink julle het verbruikersmentaliteit ons kerk en ons klein groepe geïnfiltreer? Chat bietjie met mekaar daaroor. Soos ek nou gesê het, is baie keer, kom ons nie eers agter dat ons met ons verbruikersmentaliteit na 'n geestelike by mekaar kom nie. Of dit nou kerk is en of dit klein groep is nie. En die groot verskille is, as jy verbruikersmentaliteit het, consumerism, dan kom jy na daardie by mekaar koms toe met die mindset, ek kom om te ontvang. Ek kom om te groei. Waar die mekaar gemeenskap of wederwysige ondersteuningsmindset is, ek kom om te dien en ek kom om te bou.
As jy 'n verbruikersmentaliteit het, dan is dit baie individualisties gefokus. En baie keer leef ons vanuit ons individualisme in isolasie en selfbeskerming. Waar as jy vanuit 'n mekaar gemeenskap kom, dan kyk jy oor hoe kwesbaar jy kan wees, hoe eg jy kan wees, hoe vulnerable jy kan wees. En daar is baie keer baie empatie wat plaasvind in daardie communities. In 'n verbruikers mentaliteit wêreld of mindset is daar konflik. En baie keer, omdat ons met hierdie mindset kom vanuit verbruikerswese, dat die kliënt altyd reg is, dink jy, hoorie, maar ek is altyd reg wanneer daar konflik is. In 'n mekaar gemeenskap is daar ook konflik. Ons kan nie verby konflik kom nie, maar dis gesonde konflik. En ons vergewing en mense own up en erken wanneer hulle verkeerd is. In 'n verbruikersmentaliteit kom ons na die by mekaar koms toe, met die mentaliteit van, die leier is hier om my te versorg. Waar in 'n mekaar gemeenskap sê ons is hier om mekaar se laste te dra. En dis presies waarby ek vanaand wil stil staan. In die Nuwe Testament verskyn die Griekse woord aleilon, wat mekaar beteken, meer as 100 keer. En 47 keer van hierdie mekaar tekste fokus daarop om die community, die gemeenskap, die kerk spesifieke instruksies te gee oor hoe hulle met mekaar moet saamleef. Hoe hulle na mekaar moet kyk, hoe hulle mekaar moet ondersteun, hoe hulle mekaar moet dien, hoe hulle mekaar moet lief hê. Die apostels het hierdie mekaar boodskappe en hierdie briewe nie aan individue geskryf wat in isolasie, in individualisme vasgevang is nie. Onthou, hierdie ouens was huiskerkies, klein gemeenskapies wat hierdie briewe oopgemaak het en hierdie mense se lewens was deurweef met mekaar. Hulle het presies geweet wat in mekaar se lewens in die gang is. Nou vanaand wil ek na 7 van hierdie met mekaar tekste kyk. Hulle almal gaan op die skerm verskyn, so ek gaan nou deur hulle gaan en dan gaan ons lekker daaroor na die tyd met mekaar gesels. So, kom ons kyk bietjie na hierdie teksgedeeltes. Romeine 12 vers 10 tot 11 skryf Paulus in hierdie gemeente aan in Rome. Hy sê, wees toegewyd aan mekaar. Wees so dat julle belangstel in mekaar se lewens. Die volgende hoofstuk in Romeine 13 sê hy, maar wees ontsettend lief vir mekaar. Hy skryf vir die gemeente in Galasië, sê hy, hoorie maar dien mekaar, in Galasiërs 5 vers 13, sê hy, dien mekaar, maak julle hande vuil vir mekaar. In Hebreërs 3 vers 13, dan skryf die Hebreërs skrywer, bemoedig mekaar. Hy sê, encourage mekaar, spoor mekaar aan, weet wat in mekaar se lewens aan die gang is, sodat julle mekaar kan aanmoedig. In Galasiërs 6 vers 2 skryf Paulus aan die gemeente in Galasië, sê hy, maar dra mekaar se laste, sodat julle uiting kan gee aan die wet van Christus. Weet wat in mekaar se lewens in die gang is, sodat julle mekaar se laste kan dra. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê Paulus vir die gemeente in Thessalonika, sy bou mekaar op. Het gaan baie aan in wat die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 3 vers 13. En dan in 1 Tessalonisense 4 vers 18 sê Paulus aan die gemeente, vertroos mekaar. Wees daar vir mekaar in hierdie moeilike tye. Maar die key ding om 'n mekaar gemeenskap te wees, om hierdie wederwysige ondersteuning te kan uitleef, soos ons nou in hierdie klompie tekste gesien het, is dat ons moet weet wat in mekaar se lewens aan die gang is. Ons moet weet, wat gebeur in mekaar se lewens, sodat ons dit kan uitleef. Nou, hierdie klompie teksgedeeltes gaan nou weer op die skerm verskyn, en ek wil hê julle moet na hierdie klomp mekaar opdragte kyk, wat ons in die Nuwe Testament kry. As julle wil, kan julle deur al die teksgedeeltes gaan lees, en dan wil ek hê, jy moet gaan kyk, watter een van hierdie opdragte of tekste kom vir jou die maklikste, en watter een kom vir jou die moeilikste om te doen, en hoekom is dit?
Ek sou nou graag wil gehoor het wat het julle vir mekaar gesê, maar vir sommige van ons is dit baie makliker om te luister. Om net daar die oor te wees waar jy mense weet hoor jy, hulle is veilig by jou en hulle kan vir jou, of hulle kan alles wat in hulle harte is, kan hulle met jou deel. Vir ander van ons is dit baie makliker om te praat en ons praat baie maklik en ons kan baie maklik ander mense opbeer en aanmoedig en vertroos en vir ander mense is dit makliker om te dien. Hulle is doeners, nee, julle weet, daar is ons 'n klompie doeners tussen julle en hulle hou daarvan om hulle hande vuil te maak om mekaar te dien. Maar die key is, ons het almal mekaar nodig. Ek weet nie of julle kan onthou in 1 Korintiërs 12 waar Paulus gesê het, hoor ons word geseën met hierdie gawes van hierdie geskenke van die Gees en ons het mekaar nodig om mekaar te dien. Dis wanneer ons een heel liggaam is, wanneer almal saamspeel met hulle verskillende gawes en waar ons werklik in mekaar gemeenskap kan wees. Bring my by die 4de vraag. Hoekom dink jy of hoekom dink julle het die Nuwe Testamentiese skrywers die verantwoordelikheid van herlike versorging op die hele gemeente of gemeenskap geplaas en nie net op die kerkleiers nie? En watter impak het dit op julle groep? Omdat Oosterlig so groot is, ons Theo het nou die dag, toe hy die finansies terugvoer gegee het hy genoem, dat ons is tussen 6 en 7.000 lidmate op hierdie stadium in die gemeente, het ons klein groepe nodig, wat mekaar ondersteun en bystaan en bemoedig en vertroos. 1, want ons as leraars weet net nie van alles nie, en 2, dit is veronderstel hoe die kerk veronderstel is om te gebeur, nee, hoe die kerk veronderstel is om te funksioneer, waar mense mekaar ondersteun en mekaar bystaan en mekaar se laste dra, in plaas daarvan dat ons net verwag die hele tyd die dominees moet dit doen. Ek het dit self ook ervaar. In 2023 is my pa oorlede, soos 'n klomp van julle weet, en ek het in daardie tyd die ondersteuning van my eie gemeenskap baie nou ervaar. En nie nou soseer die dominee nie. Nou, niks teen hom Niels nie, hy was die dominee in daai tyd, maar hy was meer as net die dominee. Ons as leraarspan vorm so 'n hegte band, en ons as leraarspan is vir alle praktiese doeleindes, is ons 'n klein groep. Ons kom weekliks by mekaar, ons verkeer geestelik, ons deel wat op mekaar se harte is. En Rudolf het dit eintlik nou die aand so mooi by die kleingroep celebration ook gesê, dat die geheim agter Oosterlik se groei en so aan is nou dat die leraarspan is eintlik 'n klein groep. En ek het dit ontsettend nou ervaar in daardie tyd toe my pa dood is. Die ondersteuning, die bemoediging, die vertroosting, die liefde, die dienaarskap wat ek deur ons groep ervaar het, was my baie meer kosbaar as wat oom Niels na die tafel toe gebring het. Nou weer eens, ek sê, dis dalk nou nie die beste voorbeeld, want dis 'n klomp dominees by mekaar, maar ek hoop julle hoor my wat ek hier probeer sê. Baie keer is die pastorale versorging wat ons in groepe ervaar, baie dieper, baie meer eg, as wat dit is, wat ek 'n leier na die tafel, of 'n leraar na die tafel toe kan bring. Maar ek dink daar is 'n paar redes hoekom ons sukkel om 'n mekaar gemeenskap te wees. Hoekom ons sukkel om mekaar te ondersteun, hoekom ons sukkel om te voel dat ons is werklik hier vir mekaar. En ek wil sommer net deur 'n paar van hierdie redes gaan. Een is, ons voel baie keer nie veilig om ons laste te deel nie. Ons voel, maar ek kan nie met my diepste seer hier na die tafel toe kom nie, want ek weet nie of ek almal kan vertrou om die tafel nie. En die enigste manier hoe jy veiliger kan voel, hoe jy meer kwesbaar kan wees, hoe jy meer eg kan wees, is om kwesbaar te wees. Is om werklik jou laste en jou seer op die tafel te kom neersit. Die tweede rede hoekom ek dink, ons baie keer daarmee sukkel, is dat wanneer ons dit deel, word dit 'n kompetisie. Is daar gou iemand wat sal sê, hoor, jy gaan nie glo nie, maar hoor wat het ek beleef, hoor wat het in my lewe gebeur. En dis nie heeltemal wat in 'n mekaar gemeenskap behoort te gebeur nie. Ons behoort eintlik mekaar uit te luister
en regtig 'n veilige spasie te skep waar jy kan gee en waar jy kan ontvang. So as jy iemand is wat gemaklik praat en wat baie gemaklik is om jou seer of jou las op die tafel te sit, let net daarop of almal anders ook 'n geleentheid kry. Daar's dalk iemand baie stil in die groep wat nooit 'n kans kry om hulle laste te deel nie, want daar's een persoon wat die hele tyd oorneem en konstant hulle laste of hulle swaar kry of hulle seer deel. So wees baie gelet daarop dat ons in ons groepe gee en ontvang. Die ander rede hoekom ons baie keer baie hesitant is om ons seer of dit wat regtig diep hier in ons hart aan die gang is, nie wil deel nie, is omdat ons weet dit gaan nie in die groep bly nie. Jy het miskien al gehoor waar dit wat jy baie vertroulik in die groep gesê het, 'n topik was in ander gesprekke. Of selfs later in die groep waar jy hoor hoe twee mense oor jou ervaring praat. En dit skep nie veiligheid nie, dit skep nie vertroue nie. So ons moet duidelik daarop let, dat vir ons om in mekaar gemeenskap te wees, waar vertroue baie hoog is, dat dit wat ek in die groep deel, absoluut veilig is, en dat ek weet, ek weet, hierdie gaan nie latere gesprekke ontlok om die braaivleisvuur of om die ketel later in die aand of selfs 'n volgende keer nie. 'n Ander rede hoekom ons baie keer nie in mekaar gemeenskap is nie, en hoekom daar nie wederwysige ondersteuning is nie, is ons ervaar nie empatie in die groep nie. Ons ervaar nie waar iemand werklik net vir 'n oomblik hulle self in jou skoene kom sit en kom voel wat jy voel nie, want ons wil mekaar die hele tyd fix. En dit is nie nodig om mekaar te fix nie, want dit is juis in hierdie deel en waar mense veilig voel en waar mense geluister voel, dis daar waar ons groei en ons gesond word in lê. Wees versigtig daarvoor om mekaar die hele tyd te probeer fix. Dit is baie keer baie meer werd om net te luister en nie om die hele tyd net raad te gee nie. 'n Ander rede hoekom ons nie in mekaar gemeenskap so maklik is nie, is omdat ons baie keer veroordeling ervaar. Dat wanneer jy iets deel wat jy gefouteer het of waar jy dalk verkeerd in was, dan voel jy hoe ander mense jou veroordeel in die groep. Wees versigtig daarvoor. Ander rede hoekom ons baie keer nie in mekaar gemeenskap is nie, is omdat ons eerder na 'n expert toe wil gaan. Omdat ons dink, hoorie nee, as ek met Iwer of met Rudolf of met J.I. of met NC of met Mikael gaan gechat, dan gaan hulle my baie beter kan help. En dit is baie keer die geval. Dit is nodig soms om na 'n expert toe te gaan of by terapie uit te kom en regtig met 'n beraader of 'n terapeut te gesels. Maar ek dink ons moet eers met mekaar ons seer in die groepe deel. En as die groep voel, jy moet na iemand anders gaan om dit dan te pursue. Ons het nodig om ons seer en ons laste in die groepe te deel, sodat ons voel hoe ons mekaar ondersteun. Die laaste rede, hoekom ons baie keer ervaar, ons nie in mekaar gemeenskap kan wees nie, is jy het dalk in die verlede het jy al jou laste gedeel, jy het jou diepste seer gedeel, maar dit was asof mense jou nie eens gehoor het nie, asof mense nie eens omgegee het nie, niemand het na die tyd weer ingecheck daaroor nie, niemand het weer met jou daaroor gepraat nie, mense het maar net daar verby gegaan, en ek sê, ja, nee, ons bid vir jou, maar dit was, julle weet hoe gebeur het baie keer, hoe ons bid vir jou gebruik, as net om die gesprek te close, en dan daarna word dit nooit weer aangehaal, of word daar nooit weer oor gepraat nie. Ons het nodig om mekaar wederzijds te ondersteun, want dis hoe die Here ons gemaak het, dis hoe die Here community gemaak het, nie net as 'n Bybelstudiegroep of 'n groep wat een keer 'n week by mekaar kom nie, maar 'n groep wat weet wat in mekaar se lewens aan die gang is, weet dat dit wat ek nou vanaand of wat ek gaan deel, werklik veilig gaan wees in die groep, en dat hierdie mense daar gaan wees vir my, in my moeilikste, rofste tye. Weet julle, en dis hoekom ons wil hê, julle met die einde van die aande saam afsluit, om deur saam vir mekaar te bid, want dis in hierdie tye wat jy jou gebedsversoeke op die tafel sit, wat dit 'n geleentheid is waar jy werklik vulnerable kan wees, en waar jy werklik kan sê, hoorie, maar wat hier
op hierdie stadium in jou hart aan die gang is. En ek wil julle uitnodig om vanaand so af te sluit en by hierdie vraag stil te staan. Is daar tans 'n las wat jy alleen dra, wat jy vanaand vir die groep sal toelaat omdat hulle saam met jou dra? Deel dit met mekaar en deel hoe julle mekaar hierdie week prakties kan ondersteun en sluit dan af deur vir mekaar te bid. En onthou om deur die week in te check by mekaar en volgende week net weer dalk met dit te begin in julle groep en seker te maak ons kry dit reg, julle kry dit reg dat ons 'n mekaar gemeenskap is wat mekaar wedersyds ondersteun. Genade en vrede vir julle en mag julle die teenwoordigheid van die Heilige Gees in en deur mekaar ervaar. Sien julle weer volgende week.